By the way, it's my first public appearance and my first conference. The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested at a French airport. Hallo almal, welkom terug by Anti-Narratief. Asseblief subscribe nou, dis baie belangrik. Daar gaan nie meer baie van hierdie kanale oorbly nie. Share hierdie oral rond by al jou vriende, laat ons 'n community bou, laat ek darm 'n boodskap by julle kan uitkry. Jou vryspraak is letterlik op sy laaste asem, hy lê in die ICU. Wat bedoel ek met dit? Wel, Pavel Durov, dit is die CEO van die Telegram app, is in Frans gearresteer. En natuurlik is dit besig om groot dinge te veroorsaak, ek sal verduidelik. Maar ek wil vir jou sê, hierdie is die begin van baie groot georganiseerde systeem. Hulle maak plek vir Kamala Harris om in die Withuis in te gaan. Soos sy daarin gaan hulle die hele Amerika verander, met ander woorde al die platforms waarop ons is. Almal gaan geen meer vryspraak hê nie. En Elon Musk is blykbaar tweede om gearresteer te word. Ek sal verduidelik. Okay, so hier is die nuus. Voor ek begin, kyk hierdie hempie van my, support hierdie channels is dit. Jy kan my e-mail as jy die ouetjie soek. Baie cheap, baie cool quality. En dit is 'n anti-narratief hemp. Ons staan op teen die narratief. Ons praat net die waarheid. So as jy my wil support, e-mail my. Ek sal my e-mail in die description los, dan kan jy so enetjie vir jou bestel. Mense, kyk hier nuus. Telegram messaging app CEO Durov arrested in France. Kom ons kyk wat hulle daarmee bedoel. Paris, Moscow, August 25th, Reuters. Pavel Durov, the Russian-born billionaire, founder and owner of the Telegram messaging app, was arrested at the Le Bourg airport outside Paris shortly after landing on a private jet late Saturday and placed in custody. The arrest of the 39-year-old tech billionaire prompted on Sunday a warning from Moscow to Paris that he should be accorded his rights, and criticism from ex-owner Elon Musk, who said that free speech in Europe was under attack. Daar het julle dit. Wel, Elon Musk, ek het julle al baie gesê, ek vertrou die ou glad nie, maar daarom staan hy nog vir vryspraak. Dis hoekom hy 44 biljoen spandeer het op X. Hy het nie die platform gekoop vir homself nie. Hy het die platform gekoop om free speech te restore, soos hulle sê, basies. Elon Musk is volgende, ek sê nou alles mooi verduidelik. Ek wil net vinnig raak aan die hele ding van Russia wat nou hierdie warning gegee het. Nou kyk, Pavel Durov het ook 'n ander platform met die naam VK. VK is soos 'n Facebook in Rusland. Hy is ook die co-founder daar en toe het Rusland na hom toe gegaan. Die regering gesê, gee ons al die inligting van al die pro-Ukrainian mense wat boodskappe vir mekaar stuur, sodat ons kan seker maak as nie terreuraanvalle hier op ons in ons land nie. En hierdie ou het teen dit gestaan, teen die Ruslandse regering. Daar was 'n groot bekleierery. Op die einde van die dag is hy geforseer om dit te verkoop aan Rusland. So nou fokus hy op Telegram. Mense, hy's 'n baie stil ou, mense sien hom nie baie in die publiek nie. Hy was baie vocal, maar nou het hy lately begin meer orals oppop. Hy was op Tucker Carlson gewees. Whenever I would go to the US, I would have two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was having my breakfast at like 9 a.m. and the FBI showed up at my house that I was renting. And that was quite surprising. And I thought, we're getting too much attention here. It's probably not the best environment to run. Why would had you committed a crime? No, they were interested to learn more about Telegram. They knew I, left Russia. They knew what we were doing, but they wanted details. And my understanding is that they wanted to establish a relationship to, in a way, control Telegram better. Hy praat nou meer in die buiteland en jy weet soos op stages en sulke goed. Maar hier's 'n groot probleem. Die ou is nou gearresteer. Julle weet Oekraïne het nou Rusland ingeval. Dis wat die hoofstroom media vir jou vertel. Dis nie Oekraïne, dit is NATO. Al die ouens is mercenaries. Al die ouens is basies jou Navy SEALs, soos hoogs getrainde soldiers van Engeland, Poland, Amerika af, wat nou oorlog in Rusland maak, maar Rusland, Putin doen niks nie. Hulle het verwag dat Putin teen die tyd nou al vir Kiev met 'n kernwapen tot niet maak. Hy doen dit nie. Hoekom? Want Putin is 'n goeie strateeg. Hy's 'n fantastiese denker as dit kom by oorlogvoering. Hierdie hy's 'n ex-KGB, met ander woorde ex-CIA Secret Service tipe ou. Hy verstaan waaroor dit gaan. Hierdie ouens, hierdie globaliste is besig om hulle koppe te verloor omdat Putin nie aanval nie. Hoe kan ons nou vir Putin finaal tot niet maak?
Nou arresteer hulle die CEO van Telegram. Jy verstaan, Telegram is die enigste plek waar jy regtig kan sien wat in die oorlog aangaan omdat RT geban is, dis hulle nuus, Rusland se nuus op westerse platforms. En Rusland het ook 'n paar van die westerse hoofstroom media geban. Goeie werk. Maar anyway, op Telegram sien jy die uncensored, hierdie tipe goed wat regtig in die oorlog gebeur. So, dit is hoekom hulle nou 'n bietjie verder push om te kyk of hulle vir Rusland kan kwaad maak. Okay, net om jou 'n bietjie agtergrond te gee wie hierdie Pavel Durov is. Hy is gebore in 1984, is my ouderdom presies. Hy is 'n business executive who is the co-founder of the chief, hy is die CEO van Telegram app en die co-founder van VK. Ek het hulle al vertel wat dit is Rusland se Facebook. Die naam is V-Kontakte. Hierdie ou is gebore 10 Oktober 1984, hy is in Rusland gebore, so hy is 'n Rus, maar hy het citizenship in al hierdie lande. Kom ons kyk gou waar dit oral is. Dis in Rusland, St. Kitts en Nevis, die UAE en dan natuurlik Frans waar hy nou gearresteer is. Hy's 'n besigheidsou. Jy kan deur sy lewe gaan. Hy's 'n fantastiese, hy het 'n solid childhood gehad. Hy was universiteit toe. Hy's 'n goeie besigheidsman. Hy's 'n baie stil ou, maar hy glo 100% in vryspraak. Hulle is besig om die ou nou te arresteer op charges van hy help basies al die drug lords en ek kan nie die woord sê nie, maar kinderfoto's, jy weet wat ek bedoel. Hy help hierdie tipe goed, net omrede hy nie Telegram se inligting aan die globaliste wil gee nie. Dit is nou hier waar dinge baie ernstig en scary raak. As jy vir Alexander Vindman ken, dit is mos nou die star witness gewees in die Trump impeachments 1 en 2. Hy is 'n ex-army, 'n luitenant-kolonel. Hy is nou deel van 'n think tank in Amerika. Hy is baie goeie vriende met Adam Schiff. Adam Schiff is hy demokrat wat in die huis sit. Julle ken almal vir Adam Schiff. Anyway, hy haat Trump. Hy haat vryspraak. Hy is 'n baie unreliable ou. And anyway, hy tweet hierdie toe nou uit. Hy sê while Durov holds French citizenship, is arrested for violating French law. This has broader implications for other social media, including Twitter. There's a growing intolerance for the platform disinfo and Mulligan influence, and a growing appetite for accountability. Hoor hy woorde, appetite for accountability. En dan sê hy so, Musk should be nervous. Nou daar het julle dit. Die globaliste en die demokrate wil vir Trump, vir Elon Musk volgende arresteer. Al die ouens wat vryspraak probeer hou, gaan gearresteer word. Dieselfde met die CEO van Rumble. Hy het daarom het gemaak uit Europe uit. Hulle het hom amper ook gevang. Hulle wil dieselfde met hom doen. Hy het dit daarom uitgemaak. Hy sê daar baie keer die CIA het by hom kom kuier. Hulle wou weet wat in sy platform aangaan. Hy hou nie daarvan nie en hulle het hom amper gearresteer ook in Europa. Hy het dit daarom veilig uitgemaak. So ons het vir Telegram, ons het Rumble en ons het X wat vryspraak support. Hulle almal, al die CEOs is 'n moeilikheid. Hulle almal gaan gearresteer word deur die globaliste. So wat ek vir jou wil sê, support kanale soos hierdie. Ek gaan vir al die inligting gee. Ek duik dieper in die storie en hierdie kanaal se naam is anti-narratief. Ek gaan op teen die narratief. En ek vertel jou die waarheid, maar ek ken hulle tricks. Ek ken die globaliste se game. Ek ken hulle battle plan. Ek ken ook hulle games hier op hierdie platform. So ek kan hulle sidestep soos James Small. Al wat ek vir jou sê is subscribe en share die video so ver as moontlik. Dankie dat jy gekyk het. Jou vryspraak is so naby aan die einde. Sien jou volgende keer.